Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, dames, julle moet nou nader sit, want dis iets vir die oog. Ek praat nie van myself nie, alhoewel. Ons praat natuurlik met Arno Greef, die akteur. Hy kuier vanmôre by ons. Ons gesels oor die nuwe groot kyknet drama reeks Die Nuusmakers. Mens, hy's daarin. Goeiemôre Arno. Goeiemôre, dankie vir die introduction also. Wat die mens het, jy weet, moet die mens maar gooi, die mense kan sien. Ja, welkom. Ons bietjie praat oor hierdie nuwe reeks. Ons sal nou daarby kom, maar eers, hoe gaan dit met jou? Waarmee is jy nou besig? Dit gaan baie goed met my. Wat vreemd is om te sê, ek is al so 12 jaar in die industrie en dis asof dinge net beter raak, which is great. Jy lewe nog nie in 'n boks in die straat. Nee, inteendeel, ja, dit gaan amper te goed op hierdie stadium wat my laat bekommer. Ek sê nou net voor ons begin rol, solank ek kan vashou aan my haarlyn, dan sal seker nog so 'n paar goeie jare in my. Daar's hoop. Dit hang af van die gene. Is al bles mense in julle familie? Man, hulle sê mos jy oupa aan jou ma se kant. En my oupa aan my ma se kant was vreeslik bles geweest. Ja. Jammer. Maar my pa het nog 'n volkop hare. Ja. So ek vertrou daar's nog 'n paar goeies wat wag. Maar nee, dit gaan baie goed. Dit gaan baie goed, dankie. Maar dit gaan so goed dat jy selfs enkels dit nou vrygestel het. Ja, ek het laas jaar, ek wou nog altyd musiek gemaak het en ek het 'n program aangebied, Klankbank. En dan sien ek heeltyd die musikante wat so deurkom en ek dink ag, dit lyk nie so moeilik nie en dit lyk lekker. Ek wil nie present nie, ek wil musiek maak. En toe begin ek nou laas jaar musiek te maak en die tweede enkelsnit is nou op pad. Dit kom volgende week Vrydag uit. Die tweede ene al? Ja. Volgende week Vrydag? Volgende week Vrydag, 13de Junie, ja. Kom ons sien net, wat gaan die titel wees? Sneak preview? Chasing the Highs. Chasing the Highs. O, Brits, sing jy in Brits? Ek sing Brits, ja. Daar sal iewers hopelik uiteindelik Afrikaanse goed kom, maar lang storie kort, ek het lank baie Engelse werk gedoen. Mense sou seker al vergeet het wie ek is. Ek het verlang vir kyk net baie goeters gedoen. Toe doen ek baie Engelse werk, toe dink ek kom ek maak Engelse musiek. En nou doen ek weer baie Afrikaanse werk, so ek gaan seker nou oor so 'n paar maande weer Afrikaanse musiek maak ook. So gepraat van Engelse werk, jy het vir Netflix ook onlangs gewerk in 'n produksie. En as 'n mens vir Netflix werk in 'n produksie, al is dit in Suid-Afrika, is daar 'n bietjie van 'n internasionale komponente aan. Daar's 'n international feel, soos hulle sê. Meeste mense kom terug uit 'n Netflix-produksie uit as hulle daar gewerk het met 'n bietjie van 'n verandering in die manier hoe hulle die industrie en die bedryf sien. Ek dink wat ek net wel gesien het is daar's 'n vlak van professionaliteit wat jy jouself na toe moet leen ook. En ek dink verlang was ek net te dankbaar dat ek werk het. En toe begin ek nou hierdie bietjie vir Netflix te werk en 'n paar ander Engelse goed te doen. En toe begin ek te voel maar nee, ek moet nie net dankbaar wees. Jy moet streef na hierdie goeters toe en jy kan jouself ag as 'n aktiewe akteur in die industrie. En ek dink ek het dinge net bietjie meer ernstig begin opvat, bietjie meer fokus ook net op hoe ek lyk en wat se goed sit ek daar buite en hoe trek ek aan en hoe dra ek myself in steede van net heeltyd jy weet net te dankbaar te wees vir goeder om op 'n punt te kom net waar jy besef jy het waarde wat jy toevoeg en dis oukei en dis oukei om te glo in jou vaardighede en as jy in 'n kamer instap ook net te voel okay, ek hoort nie, ek mag hier wees. Ja, ek hoef nie dankie te sê dat jy is. Ja. Bly nog steeds nederig, maar soos jy verdien om in kamers te sit waar jy nog altyd wou gewees het. Eendag as ek groot is. Maar hier sit ons nou. Ek is dankbaar om hier te wees. So, ja. Vertel ons van Nuusmakers. Nuusmakers is baie lekker. Soos ek net sê, ek het verlang nie veel Afrikaanse werk gedoen en dit is so voorreg om net weer my eie taal te kan akteur wees. En die program is ongelooflik. Dit gaan oor die behind the scenes van 'n nuuskanaal wat bietjie sukkel veral in hierdie tye, hierdie digitale wêreld. En ek speel Kyle Monroe, bietjie van 'n arrogante jong joernalis up and coming wat probeer om die wêreld te verander, om bietjie die manier van nuus vertel ook te verander. Daar sien julle hom ook, mamma se mooiste kind daarso. Maar ek gee vir Adri Joubert, die hoof anker by die kanaal, bietjie moeilikheid. Ek probeer 'n bietjie kompeterend te raak met haar. Maar dis 'n lekker program wat net vir mense wys hoe lyk die behind the scenes? Hoe word die nuus vertel? Hoe word die stories bymekaar gesit? En ons baie drama en is ongelooflike goeie akteurs. Dis 'n baie groot voorreg vir my om deel te wees van dit. Dit is als jy sê hoe lekker om met akteurs ook te werk met so 'n produksie. Vertel 'n bietjie van Rolanda, want Rolanda is nou die karakter waarna jy verwys het. Sy speel die karakter. Hoe lekker is om saam met die akteurs te werk? Ek kyk nou vinnig hier na die lys. Rolanda Maree, Brendan Daniels, Rolien Daniel, Martlies Kolwer. Dit is redelike akteurs, né? Ongelooflike mense. Ja, dis snaaks.
maar ek sit so op stel, ek myself vind dan voel ek is nog steeds weer die 19-jarige akteur wat nou net begin en hier's my rolmodelle en dan sien ek Rolanda is in die toneel. Nou voel ek soos 'n ekstra. Ek sit net so en ek kyk net vir en dan besef ek moet woorde sê hierso. Dit was so lekker ook om net te sien dat hulle jou aanvaar en ons het lekker saam gespeel en saam gewerk en om nog steeds na 12 jaar te kan leer en te kan nervous voel as jy stel toe gaan, want jy weet jy moet nou op dieselfde standaard wees as hierdie mense. Jy's nie meer net 'n beginner nie. Jy word nou betaal om hierdie werk te doen, so jy moet dit ordentlik doen. En wat lekker ook is net Rolanda is 'n ongelooflike mens. Jy weet sy's 'n ongelooflike goeie aktrise, maar net 'n lekker mens ook. Rolien ook, ek het baie vir Rolien geniet. Ek weet nie of mense weet hoe snaaks sy eintlik is nie. Brendan ook en 'n paar jonger akteurs ook, Leslie Maasdorp wat ook deurkom. Ek dink mense sal sien dis 'n groot ensemble projek hierdie. Baie van die tonele is ons 8 akteurs in die toneel of so. So daar's baie gepraat, baie dingetjies wat gebeur en baie lank geskiet aan van die tonele ook, baie lank. Hoorie, so, ons is nou eintlik uit tyd, maar ek wil jy moet bietjie vir my sê as jy nou toe jy jonk was, 16 jaar ouderdom so die wêreld kyk 'n mens mos arrogant en dan het jy 'n plan, ek gaan in volgende so en so word. Maar as jy nou moet terugdink aan daai jong akteur wat begin het, watse raad sal jy nou vir hom gee? Glo meer in jouself. Ek het verlang net gedink ek gaan dit nooit eintlik maak nie. Ek gaan dit vir so 'n paar jaar probeer en then we'll see. Dis 12 jaar later. So glo meer in jouself en werk harder as wat jy dink jy moet. Sjoe. Ja. Wyse woorde daai. Ja. Dankie Arno, dis lekker om met jou gesels so vinnig, maar dis lekker om so 'n bietjie net oor met jou gaan. Nuusmakers elke Dinsdag aand om 8, net op kyk net. Jy doen die stemwoord ook. Ek hoop nie dit was jou lyn nie, sorry. Nuusmakers elke Jy sê wanneer elke Dinsdag aande om 8. Dinsdag aande om 8 op kyk net. Nou ja, baie dankie Arno vir jou moeite mens wees en omgee. Dankie. Dis dan Arno Greef, oulike akteur, jy weet. Raai terug. En nou ons kom gesels oor die nuusmakers wat nou op kyk net is en toevallig dan nou die musiek wat hy een van die dae uitbring.